Prys die Here. Hy is so goed. Die Here is so goed. Prys sy naam. Dirk, jy moet al jou familie nooi. Dirk sy 2 susters kuier vir hom. Maar ek sê, hy moet al sy familie nooi. Oral. Van Amerika af ook. Prys die Here. Die Here is so goed vir ons. Ons eer sy naam. Ons verheerlik sy naam. Ons is bevoorreg om net so in 'n gebou in te stap en te weet, maak nie saak watter ongelowiges iets sê nie. Ons weet 100%. Ek wil nie eers sê vir 'n feit nie, want in die tyd waarin ons leef, tel feite nie eintlik meer nie, né? Die waarheid wat ons altyd as feite geken het, word nie meer so gesien nie. Ek sê nou vir jou, ons weet, ons is in die teenwoordigheid van die Here. En ja, juis omdat ons so by mekaar kom in die teenwoordigheid van die Here, weet ons, wanneer ons huis toe gaan, is die Here saam met ons. Prys die Here, prys die Here. Die Here is so goed. 'n Rukkie terug het Lucien en Linda byvoorbeeld opgery om vir hulle kinders en familie te gaan kuier. Toe sê ek vir hulle, weet julle, die Here is so goed, hy is so lief vir julle, dat ek verseker julle, hy gaan self Gauteng toe saam met julle. Ek weet, julle glo my dalk nie. Hy gaan selfs Gauteng toe saam met jou, as jy soontoe gaan, of Hermanus toe, maak nie saak, jy weet. Die Here is absoluut goed, ons prys sy naam. Ek wil graag net 6 gedeeltes uit die Bybel lees vanoggend. Maar dit is nie lank nie, moenie dat jou moed sak nie, jy weet, moenie dat jou moed sak nie, dit is nie lank nie. Ek wil graag hierdie gedeeltes lees, sodat ons net opnuut vanoggend vir mekaar kan sê, en ek wil die laaste gedeelte wat ons gaan lees, gaan ons letterlik omtrent net lees, maar dit is 'n gedeelte wat ons al soveel keer gelees het. Psalm 62 in die Passion Translation praat van the unshakable faith. I'm standing in absolute stillness, silent before the one I love, waiting as long as it takes for him to rescue me. Only God is my Savior, and he will not fail me. Dis van vers 5 af, vers 6. For he alone is my safe place. His wraparound presence always protects me as my champion defender. There's no risk of failure with God. So why would I let worry paralyze me, even when troubles multiply around me? God's glory is all around me. His wraparound presence is all I need. For the Lord is my Savior, my hero, my life-giving strength. Join me, everyone. Trust only in God every moment. Tell him all your troubles and pour out your heart longings to him. Believe me when I tell you, and believe me when I tell you. Pause in his presence. Ons Bybel staan daar Selah. En die Passion Translation, daar is al verskillende vertalings wat mense daarvoor het, maar die Passion sin is vir my die mooiste. Pause in his presence. Wag met ander woorde net 'n oomblik en besef, ek is dit wat ek nou gelees het, ek is in sy teenwoordigheid. Vers 11 en 12. God said to me once and for all the strength and power you need flows from me. And again I heard he clearly said, all the love you need is found in me. Jy hoef nêrens anders op aarde, hoef jy liefde te soek nie. Jy hoef nie. En ek weet, julle sal vir my sê, maar ons moet vir ons familie lief wees. Ons moet, en ek weet die vrouens het nie 'n probleem om hulle mans lief te hê nie. Dit kan ek verstaan, jy weet. Ek bedoel, wie kan nou nie vir 'n man lief wees nie? maar so kosbaar is wat ons familie en mense rondom ons is. En ek sê, wees lief vir hulle. Maar ek wil vir jou vanoggend sê, daai liefde, as jy vir mense lief is met jou eie liefde, dan gaan dit maar konstant gaan dit 'n struggle wees.
Dit gaan 'n stryd wees. Dit is 'n massive stryd om vir mense te lief te wees met jou eie liefde. Nee, vat dit nou vanoggend opnuut en sê die Here se liefde is in my. Dit is met die liefde van die Here wat in my hart uitgestort is, Romeine 5:5, deur sy Heilige Gees wat hy vir my gegee het. Dis met sy liefde, soos met sy geloof wat ek lewe. Prys die Here. Ons eerste gedeelte wat ons wil lees, 1 Kronieke 11, vertel van die helde van Dawid, né? Dawid het mos 30 manne gehad, maar dan praat hy hier pertinent van 3 special oukies, né? Hulle was nie in die spesiale skool nie, hulle was spesiaal sterk, né? Hulle was spesiale sterk oukies. Ons het altyd gedink op skool, hierdie ouens is 'n spesiale skool. Ek wil ook in 'n spesiale skool wees. Ek is net in 'n gewone geval. Dis nou daar gelaat. Dieselfde gedeelte kom onder andere in 2 Samuel 23 voor. Nou begin ek begin in vers 22. Hy praat van 'n ou met die naam van Benaja. Benaja beteken letterlik Jahwe bou op. Jahwe builds up, né? Nou Benaja was die seun van Jojada. Was 'n onverskrokke man uit Kapseel wat groot dade, uit groot weldade, great exploits gedoen het. Hy is die een wat die 2 manne van Moab, manne met leeuwe moed verslaan het. Dit is hy wat op 'n dag toe dit gesneeu het, dink nou vir 'n oomblik. Dit is hy wat op 'n dag toe dit gesneeu het, binne in 'n opgaarput afgegaan het en 'n leeu neergevel het. Nou kyk, om op 'n dag waar dit sneeu, Johanie, in 'n opgaarput of 'n put in te gaan, onthou dit is nat, dit is glad, dit is koud, en dan nou nog die redelike drukheid van 'n leeu saam met jou in hierdie gat. Nou goed, hy het dit warm gemaak vir daai leeu, want die leeu is te dood, né? Vers 23. Dit is ook hy wat 'n Egiptenaar, 'n man wat 5 el lank was, verslaan het. Nou as ek het dit vinnig uitgewerk, is 2.3 meter lank. As ek nou so mooi regop staan, né, en die punt van my vinger was daai Egiptenaar se kop. Dit is hoe lank hierdie ou was. Hy was 'n redelike groot seun, né? Die Egiptenaar het 'n vegspies soos die dwarsbalk van 'n weefraam in sy hand gehad. En Benaja het met 'n stok na hom afgegaan. Hy het die gevegspies uit die Egiptenaar se hand geruk en hom met sy eie vegspies doodgemaak. Dit was sulke dade, bloeddorstig, ons begin bloeddorstig. Dit was sulke dade, met ander woorde weldade, sulke great exploits, wat Benaja die seun van Jojada gedoen het, en hy het naam gemaak. Die Hebreë staan eintlik direk, vir hom was daar 'n naam onder die 3 helde. Hy het naam gemaak as een van die 3 helde van Dawid, né? Hy was nie sommer 'n gewone ouetjie nie. Maar hoekom lees ek hierdie wrede storie vir julle? Bloot, dis nie as gevolg van die feit dat 'n man nie meer 'n man mag wees in ons tyd waarin ons leef nie, ietsie daarvan ook, maar in elk geval. Maar ek wil hê julle moet snap vanoggend, dit bloot deur die feit dat ek en jy besluit. Ek glo dat Jesus Christus my Here is. Ek glo dat hy is die enigste weg, die waarheid en die lewe. Ek glo hy is waarlik my sterke God. Hy is die raadsman. Hy is die God wat my red. Hy is die een wat vir my alles doen, wat vir my letterlik alles is. Omdat ek dit glo, onder andere die vredevors, het Jesus, toe ek my belydenis van geloof teenoor hom gemaak het, die dag toe ek my hart vir hom gegee het, toe ek in die weermag was net so bloedige verhaal, maar ek gaan dit nou nie met julle deel nie, maar, ons het besoekers, maar toe ek daai dag my hart vir die Here gegee het hy my en vir jou die dag toe jou hart vir die Here gegee het hy ons, reeds vir my en jou, dieselfde soos met Benaja, hy was een van die helde, né, van Dawid, maar die Here het toe my en jou naam, nie as een van Dawid se manne getel, of my naam het nie in die koerant gekom, was amper daar, die weermag het net nie dat hulle goed uitlek nie, maar in elk geval, dit is 'n ander weermag gewees daai hoor, maar in elk geval, en nee, die Here het my naam in sy lewensboek geskryf, hoor julle, tot in ewigheid toe. Ek bid so nou en as ek daaraan dink dat ons weermag wel hulle goed gebrand het toe hulle, maar hulle het dalk nou nie. Maar in elk geval, maar hy het my naam in sy lewensboek geskryf. Met ander woorde, ek en jy as gelowiges is die helde van God.
Ons is die helde van die Here. Ons name is in sy boek geskryf. Jy sê ek het nog nie 'n leeu doodgemaak nie. Nee, jy het. Hoeveel keer het jy al nee gesê? Jy moet nie dink aan al jou foute nie, maar hoeveel keer het jy al wel nee gesê vir die vyand? Jy ekskuus, nee gesê vir 'n ding wat op jou pad kom. En jy het net besef ek gaan dit nie doen nie. Okay, miskien uit vrees het gesê jou vrou gaan jou mors doodslaan of wat ook al die rede is, maar jy het dit nie gedoen nie. Jy het met ander woorde die vyand oorkom. Elke keer het jy 'n leeu doodgemaak of een wat soos 'n brullende leeu is. 1 Petrus 5:8, né? Die duiwel. Jy het hom oorkom, maar jy het hom weer eens nie oorkom met jou eie krag en jou eie slimheid en jou eie goedheid nie. Nee. Maar jy moet versnap vanoggend, jy is elke dag, elke moment is ek en jy in 'n geveg. Yes, ek het nie 'n ander ou se spies in my hand of eers my eie spies nie. Nee, ek het 'n swaard. En nie eers altyd fisies in my hand nie, want ek weet dit is moeilik om so met jou Bybel onder jou arm te werk. Die mense gaan dit dalk opmerk, né? Maar die punt is met die Bybel, die woord van die Here hier en op jou lippe, is jy elke dag besig om in die naam van die Here te lewe, in sy naam, en jy's besig om te veg. Soos wat Benaja geveg het en die ander helde van Dawid, om elke keer, jy lees nooit dat hierdie ouens net een ou, of as dit dan een ou is, dan is dit nie 'n klein ouetjie nie, dan is dit 'n 2.3 meter ou. Hulle het nooit gewone ouetjies, hulle het lyk my aan nie al die groot ouens aangevat. Nou ek sê nou vir die tyd waarin ons leef, vat ons net grootes aan. Die grootstes van die duiwel is op die oomblik vir hom daar hier vandag. Maar ons lewens is 'n geveg nie teen vlees en bloed nie. Julle ken almal Efesiërs 6:12. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Ons geveg is letterlik ook nie 'n geveg teen sonde nie. Nee, ons geveg is die goeie geveg van die geloof. Die vyand wil hê ons moet onder andere op ons eie sonde fokus. Hy wil jou herinner, hy wil jou vertel, hy wil jou herinner aan goed wat jy gedoen het. Dan moet jy vir hom sê, ja, ek het dit gedoen. En hoekom sê jy my, jy was ook daar gewees toe ons dit gedoen het. Maar die Here het my klaar vergewe. Hoor julle, ek is vergewe. Dit is in die verlede, dit is weg. Dit is klaar. Daarom dink ek nie daaraan nie. As ek in die oggend opstaan, dink ek nie aan hoe gaan ek nou vandag deur hierdie dag gaan sonder om sonde te doen nie. Nee, ek sê hierdie is die dag, is 'n dag van die Here. Ek dink daaraan hoe ek voluit vir hom gaan lewe. Dis waar my fokus is. Hoor julle? My geveg is om te glo en om te vertrou op wat Jesus Christus klaar vir my gedoen het. Klaar vir my bereik het. Daarom ek is dus gereinig, ek is heilig, ek is welkom in die teenwoordigheid van God. Die teenwoordigheid van die Here is my habitat. As jy biologie op skool gehad het, né? Dis my habitat, dis waar ek met ander woorde hoort. Dis my plek. Daarom wil ek hê jy moet besef vanoggend, ek reken myself dood vir die sonde en lewend vir God. Romeine 6, dink vers 11. Want ek het Psalm 62, ons sal hom weer in die einde lees, ek het Psalm 62, unshakable faith, onwrikbare, onwankelbare geloof. Ek het die geloof van God. Ek het die geloof van God in my. Die geloof van Christus het ek in my. Ons kom nou al by ons tweede gedeelte. In Jesaja 35 sê dit vir my net so mooi. Jesaja 35 vers 1 sê, laat die woestyn en die dorland hulle verheug. Laat die Araba, ekskuus. Ek kan nie besluit of dit reg is om dit Araba te sê of Arava nie, maar in elk geval. Laat die Arava, die Arava, ongelukkig sien ek van die Engelse Bybel praat hulle net van nog 'n woestyn. Die Bybel sê duidelik daar praat hy van die Araba. Van die Araba is nie net enige woestyn nie. Hy is die woestyne van woestyne. Dit is letterlik, as jy nie daarvan weet nie, sal jy dink dis deel van die Negev woestyn in Israel, né? Die Araba is 'n gedeelte onderkant, die hele end onderkant die Dooie See. En dit is 'n ekstreme gebied. Ons almal weet in enige woestyngedeelte is dit in die dag warm en in die nag koud. Nou in die Araba is dit in die dag baie warm. En in die nag is dit vriesend koud. Dis die ekstreme temperature. En dis die gedeelte in Israel wat die minste reën kry.
extreme min reënval. As daar 'n druppel vang, is almal opgewonde. Die Araba is letterlik 'n extreme gebied. En dis hoekom hy dit gebruik. Dis hoekom die Here vir Jesaja sê. Hy sê vir hom, laat die Araba juig en blom soos 'n tulp. Hy vertel, dit is wat gaan gebeur. Die woestyn en die dor land gaan verheug wees. Laat die Araba juig en blom soos 'n tulp. Sê vir die wat angstig is, hou moed. Moenie bang wees nie. Kyk, hier is julle God. Die wraak kom, die vergelding deur julle God. Hy is die een wat sal kom en julle verlos, julle Yasha. Hy is die een wat julle gaan Yasha. Hy is die een wat julle gaan red, verlos, wat julle gaan bevry, wat julle gaan genees. Yasha. Dis die laaste deel van Jesus se naam, Yeshua. Dis net Ja en Yasha saam is Yeshua. Met ander woorde, hy verduidelik letterlik hier in Jesaja wat Jesus gaan kom en wat gaan dan gebeur? Die volgende vers 5. Dan sal die oë van blindes oopgaan en die ore van dowes sal oopgaan. Dan sal 'n verlamde spring soos 'n wildsbok en die tong van 'n stomme sal jubel, want in die woestyn sal waters uitbars, strome water in die Araba. Met ander woorde, hy vergelyk dit weer, hierdie verskriklike droë plek waar die ouens nie eintlik water ken en hulle bad soos my skoonpak sê, jy eintlik net Kersdag bad en as jy na die bankbestuurder toe gaan. Maar in 'n geval, daai tyd het jy nog bankbestuurder toe gegaan. En jy deesdae weet jy nie of daar so mense is nie. Maar julle sien wat gaan gebeur, sê die Here, die redding, hy wat Yasha gaan bring, hy wat redding gaan bring, die Here gaan kom en dan gaan al hierdie wonderwerke gebeur. Ek wil dit graag vergelyk met Lukas 7:22. Wanneer Johannes die Doper stuur sy disippels mos om vir Jesus te vra, is hy die een? Is hy die een wat moet kom? Onthou, ek neem Johannes die Doper nie kwaadlik nie. Wys jy nie, die Here is oral in die woord. Hy steek nie die bekommernis en die sondes en die goed van die helde van die Bybel weg nie. Nee, hy sê dit sodat ons nie moet uitgesonder voel nie. Maar hulle vra vir Jesus en dan antwoord Jesus hulle Lukas 7:22. En hy het hulle geantwoord, gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het. En dan is dit wat Jesaja sê in Jesaja 35. Blindes sien weer, verlamdes loop, malaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die goeie boodskap verkondig. Maar hoor dit nie presies almal dieselfde nie, maar die verhaal is dat daar kom Yesha, daar's redding, daar's verlossing, daar's bevryding. Die Here beloof dit. Dit gaan kom. Al lyk dit hoe droog, al lyk dit hoe wild. Al is dit Afrika, ek bedoel Araba, né? Al is dit Araba. Al is dit so ekstreem soos in Afrika. Die Here sê daar's redding. En sy redding is 'n gegewe. Vers 23. En gelukkig is elkeen wat nie aan my aanstoot neem nie. Gelukkig is elkeen wat nie aanstoot neem nie. Gelukkig is elkeen wat ten spyte van wat ook al hulle situasie is, wat nie aanstoot gee nie. Wat nie sê, Here, maar ek kan dit nou nie meer vat nie. Die dinge lyk net slegter en is onmoontlik of iets ergs gebeur in jou lewe en jy sê, hoe kan dit nou wees? Hoe kan dit nou wees? Ons moet vanoggend sê, ek sal nie aanstoot neem nie. Ek leef in 'n onvolmaakte wêreld. Ek aanbid 'n volmaakte God. Maar op hierdie onvolmaakte wêreld, waar die vyand ongelukkig nog steeds rondhardloop soos 'n brullende leeu, en dinge nog steeds gebeur, is enige ding moontlik. Hoor julle? Maar daarom juis kom gryp ek aan die Here vas. En ek sê, Here, ek vertrou dat ook selfs in wie praat so hard? Ek wat so hard praat. Maar in elk geval, maar ek vertrou waarlik. Ek vertrou, Here, dat die blindes sal sien en die dowes sal hoor en hulle wat nie kan loop nie sal loop. En dat daar werk sal kom, nog groter wonderwerke, dat regeringsamptenare nie geld sal steel nie. En dat 'n president nie sal lieg vir sy volk nie. En dat maatskappye weer sal begin in Suid-Afrika, hoor julle? Dat mense in die strate nie sal loop en werk soek nie, as jy iemand in die straat sien loop, dan beteken dit is iemand wat iemand soek om vir hom te werk. Dis wat ons bid vir hierdie land. Dis die wonderwerk wat ons verwag. Want hy is die een wat Yasha bring, hoor julle? Maar intussen tyd sal ons nie aanstoot neem nie. Maak nie saak wat gebeur nie. En hoe dit persoonlik met ons gaan nie. Ons het Psalm 62
vir Passion, unshakable, en ek verklaar dit oor jou vanoggend. Of jy dit wil hoor of nie, dalk as jy bietjie moedeloos, dalk voel jy, ek sê nou vir jou, of jy dit nou wil hoor of nie, en of jy dit nou wil ontvang of nie, jy het unshakable faith. Jy het onwankelbare geloof, jy het dit. Hoekom? Want jy het die geloof van God. Jy het nie jou eie geloof nie. So het nou nog gesê, jy het nie jou eie liefde nie, jy het ook nie jou eie geloof nie. Prys die Here, jy het die onwankelbare geloof, onverzetlike geloof van Christus is in jou. Markus 11:22, as Jesus sê, julle moet geloof in God en nee, ek gee jou absolute toestemming, jy kan my naam daarby sit, jy kan vir Dirk my nommer vra, of ek vir Jaco my nommer vra, my selnommer bysit daar, as iemand wil beklei dan daaroor, maar jy kan in jou Bybel gaan toekrap, die geloof van God, staan daar in die Grieks, Markus 11:22. Julle sien ons, Jesaja 35:4, hou moed. Ons is nie bang nie, want ons God sal vir ons Jasha. Hy sal vir ons red, verlos, genees, bevry. Selfs van onsself bevry, prys die Here. Ek is baie keer het ek al teruggedink toe ek 'n jong man was, en as ek bly, ek het nooit 'n vyand soos ek gehad nie. Verbrand, wat in sy kop aangaan nie. Nee, prys die Here, hy het my gered van so ou. Romeine 27 is ons volgende gedeelte. Die Here praat oor sy verbond met die Jode, met Israel. En dit sal my verbond met hulle wees, wanneer ek hulle sondes wegneem. Vers 28, Romeine 11. Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande om julle ontwil. Met ander woorde wat Paulus wil sê is omdat hulle nie Jesus aanvaar het, onthou net almal wat Jesus aanvaar het. Daar was sommer wat 3000 met Pentekoste wat hom aanvaar het. Behalwe vir die ander wat al klaar Jesus gevolg het. Want daar sommer 3000, 99% van die mense daar was Jode. Die apostels was Jode. Hoor julle, die meeste mense wat daai gered was Jode, maar omdat die kerk hom nie aanvaar het, as jy so kan sê. Die priesters, Sadduseërs, hulle het Jesus, die Fariseërs het Jesus nie aanvaar nie. Wat hulle betref is hulle wel vyande om julle ontwil. Maar wat die uitverkiesing betref, is hulle geliefdes om die voorvaders te ontwil. Maar hoor nou net gaan nou lees hoe die midder dit vertaal. Die gawes en die roeping van God is immers onherroepelik. So kom ek sê net dit eers, die feit dat die Here Israel roep as sy volk, is onherroepelik. As dit so was, soos wat party my, ek wou nie daarop gaan nie, maar so Samuel nou gepraat van demonies besete mense, toe plaas hy my ongelukkig nou terug daarby. Maar enige mens wat vandag glo, dat die Jode, dat Israel, het niks te doen met ons deel van die Bybel nie. Ons deel van die Bybel is van Genesis tot Openbaring. En enige mens wat Israel nie sien vandag daar nog steeds as die volk van God vir wie hy nog 'n vaste plan het nie, is ongelukkig of baie dom, baie oningelig of demonies besete. Maar goed, die Mirror Bybel, hoor hoe mooi sê die Mirror dit, vers 27. For this is my covenant with them, that I shall take away their sins. En dan kan jy Jesaja 59 gaan lees, behalwe nou vir 35 wat ons nou gelees het. Jesaja 59 sê dit baie mooi, hy beloof hierdie. That I shall take away their sins. In your estimation, they appear to be enemies of the gospel. Maar hoor nou hier. But their father's love for them has not changed. He knows their original worth. Hoor jy die verskil? Die ons Bybelvertaling, normale Bybelvertaling, sê dat dit praat van die voorvaders, terwille van die voorvaders, of hulle vaders. Maar dis in elk geval nie 'n meervoud daar nie, maar terwille van hulle vaders, daarom het die Here nog vir hulle tyd. Nee, as gevolg van die Vader se liefde, hulle Avi, hulle Abba, hulle Papa, hy is so lief vir hulle. En weet julle, as jy enigstens daarin twyfel dat die Here nog lief is vir die Jode, dan moet jy sommer dadelik begin twyfel of hy vir jou lief is. Want as sy beloftes in die Ou Testament nie gehou het nie, wie sê dan vir jou sy beloftes vir ons gaan hou? Daarom sê ek nou vir julle, hulle Vader se liefde
But the Father's love for them has not changed. He knows their original worth. For God's grace gifts and His persuasion of mankind's original identity are irrevocable. Hy kan nie dit wat hy oorspronklik vir die mens bedoel het, weer terugtrek nie. Die Here het dit beloof. Elke belofte het hy beloof. En hy is nie 'n mens, sê die woord, dat hy sal lieg nie. God kan nie lieg nie. Al wou hy kan nie lieg nie. Verstaan julle? Hy praat net die waarheid. Dis soos wat hy kan nie anders as om lief te wees nie. Want hy is liefde. Vers 29. Ek het hom nou net vers 29, irrevocable, ek het hom gelees, ja. Julle sien elke belofte aan Israel is ook aan ons. Dit weet ons baie vir mekaar sê. Vers 28. En ons Vader se liefde het nie verander nie. Hulle Vader is ook ons Vader. Die Almagtige is ons Vader. En ons lees dit al in Jesaja al. Dat hy sê jou naam is amper sê ek Batseba. Wat is my geliefde? Batseba, my geliefde. En jou land se naam is Beulah. Hepzeba. Jou naam is Hepzeba, my geliefde, sê in Jesaja. En jou land se naam is Beulah, die land vir wie ek lief is. Die Here is lief vir ons, moet dit verklaar. Die Here is lief vir ons land en ons is sy geliefdes. Ons verklaar dit net. Ons Vader se liefde verander nie, soos wat hy beloof vir Israel. Ek is lief vir julle soos hy vir ons lief. Hy ken ons en hy ken ons net soos wat hy ek het dit nou sommer hier vir myself geskryf, die Jehudim, vir die Jode lief is hy lief vir ons, ontsaglik lief. Want hy ken ons oorspronklike waarde. Hy het geweet voor die skepping van die heelal, het God geweet dat hy jou gaan uitkies. Gaan lees Efesiërs 1:4. Voor die skepping van die heelal, van die wêreld, het hy besluit om jou uit te kies. En hy het geweet jy gaan heilig wees en jy gaan onberispelik wees in sy oë. Holy and without fault in his eyes, sê New Living Translation. In vers 29 aan dink, want jy sien God se geskenk en sy genade en sy oortuiging, sy vaste oortuiging oor ons oorspronklike identiteit as sy kinders. Ons het ouens soos ek het nou lank gevat om daarby te kom, maar ons het daai identiteit is ons mee gebore. Hy het toe al geweet, hierdie perd, hy's nou wild en hy gaan die kant en daai kant en niemand kan hom in 'n hok hou nie. Die leeu staan af en saam in die put geklim het nie. Maar die punt is net, die Here reeds geweet, hierdie ou se identiteit is in my, nie in al hierdie ander gemors nie. Sy identiteit is in my, en dit is vir elkeen van ons. En daai identiteit is onherroepelik, niemand kan iets daaraan doen nie. En dit is weer eens, wil ek vir julle vanoggend sê, die rede, hoekom ons vir mekaar kan sê, Psalm 62, we've got wat is die woord? Unshakable. Onwankelbare geloof, die geloof van Christus, die geloof van God. Dis met sy geloof wat ons lewe. Maak nie saak wat hulle op die nuus sê nie. Al kom daar 'n ding op, jy kyk dalk, ek kan nie onthou wanneer laas het ek nuus gekyk op die TV, weet op 'n gewone stasie nie. Maar in elk geval, in die meeste TV-stasies is van die stasie af, so ek wil nou nie op hulle perron staan en kyk hoe hulle treine in mekaar vasry nie. So ek kyk nie gewone nuus meer nie. Maar sê nou maar jy kyk nou iemand wat jy nou dink 'n redelike alright ou is en jy hoor wat hy sê oor die wêreld gebeure. Jy sien dit, en jy sien dis chaos, want dit is chaos. En jy sien dis 'n groot gemors, want dit is 'n gemors, kan ek nou vir julle sê. En jy sien hierdie goeters, dan moet jy vir jouself sê, hey self, my vastigheid is nie op wat in die nuus gebeur nie. My vastigheid is wat in hierdie woord al klaar gebeur het. Elke belofte van die Here. Die einde van die verhaal is, ons is in die teenwoordigheid van die Almagtige tot in ewigheid. In 'n wonderbare plek. Maar tot daai dag toe leef ek asof ek daar is. My kop is in die wolke. Die ou mense het gesê, jy moenie met jou kop in die wolke nie, jy moet konsentreer, jy moet hard werk. Jy moet hard werk. En jy moet konsentreer, want wanneer jy hard werk, sê Jesus, die wonderlike is om hard te werk, beteken dat daar soveel meer geleentheid om vir ander mense te kan help.
Ek moet dit nou nie sê nie, want dan raas my kinders vir my, maar nou hier by Galswyk Kafee koop ek donderdag brood vir die, want ek besef toe, daar is nie die brood vir die tannie wat vir ons werk, sê vir my, nou Brett, ek spring op, ek gaan koop dadelik, weet ek wil nou nie kwaad maak nie, maar in 'n geval, en toe is daar 'n oomie, maar hy lyk regtig trietserig. Ek het een ding vir die oom, hy het 'n denim aan, maar daai denim is ou, jare terug se denim. En hy staan daar en hy het 'n paar goedjies wat hy nou wil koop, nou. En hy sit dit daar op die ding neer. Maar hy sê nee, ek kan maar eers betaal, want ek kan sien hy het baie munte hierso. En toe sê ek net vir die tannie, ek wil hierdie ook betaal, maar die tannie ken my, so toe betaal ek sommer vir die oom. Maar my punt is net, hoe meer ons het, en ek het nie meer baie nie hoor, maar hoe meer ons het, elke bietjie wat ons het, die beste ding wat jy kan doen met jou geld, die beste ding, wat die lekkerste ding, ek sê nou vir julle, om daai oom te help, het vir my meer vreugde gegee, as wat ek dink dit sal vir my vreugde gee om 'n buffel te jag. Nou weet ek, Jaco glo my nou glad nie, maar ek sê nou vir julle, want dit is 'n vreugde hier binne, want ek weet, dis die goedheid van die Here. En ja, die oom het nie gesonde kos gekoop nie. Hy het die gewone wit bans gekoop en so aan. Maar dit is nou dit. Handelinge 20, hoor net hier, ons is regtig waar, julle sal my nie glo nie, ons is 1 bladsy weg van die einde af, 2 bladsye. Nee, 2 bladsye. Handelinge 20, hoor net hier, sê Paulus preek, hy staan Handelinge 20, Paulus preek tot middernag toe, né? Hy het tot die volgende oggend gepreek, maar dit het daai ouens toe nog nie geweet nie. Hy preek tot middernag toe, in vers 9, 'n jong man met die naam van Eutychus. Nou ons ken almal hierdie storie, né? Eutychus, maar Eutychus se naam beteken letterlik fortunate. Hy was baie unfortunate, né, vir 'n oomblik. Want hoekom? Want Eutychus sit daar in die vensterbank, en dit is nou 'n groot venster. En Eutychus sit daarso, en Paulus preek van vroeg tot 12 uur nou al, en Eutychus raak aan die slaap. Nou, ek sê nou vir julle, enigeen van julle sê jy het nog nooit in 'n kerk geslaap nie. Dan wil ek vir jou sê, moenie hand opsteek nie, want jy lieg nie so vir mense nie. Maar in elk geval, ek het al gesê, toe ek klein was, dan knyp ek myself, om wakker te bly, want as ek slaap, dan het ek moeilikheid, verstaan julle, het was ander daai. Toe het hulle nog 'n ou met iets gesteek, of jou na die tyd 'n pak gegee. Baie goed gewees vir ons. Maar Eutychus, fortunate, raak aan die slaap. Hy val uit die venster uit, hy land dood aan die ander kant, né? Hy het van die 3de verdieping na onder geval, waar hy dood opgetel is. Paulus het onder toe gegaan, op hom gaan lê, dit sal Paulus dadelik voor aangekla word vandag, maar in elk geval, op hom gaan lê, hom in sy arms geneem en gesê, moet julle nie ontstel nie, sê hy vir die ander, want daar is nog lewe in hom. Paulus het nou nie 'n volle mediese verslag gegee nie, maar hy sê, moet julle nie ontstel nie, fortunate is weer fortunate, né? Hy het weer boontoe gegaan, Paulus, brood gebreek, nagmaal gebruik, daarna het hy nog vir 'n geruime tyd tot dagbreek toe met hulle gepraat, en toe vertrek. Hulle het die seun lewend huis toe geneem, en was uitermate bemoedig. Nou ek sê nou vir julle, jy is reeds deel van 'n kerk, jy is deel van 'n gemeente. Dit beteken, ons moet jou eintlik jou Eutychus noem. Maar jy moet net in 'n vensterbank sit nie. Ons moet jou Eutychus noem, want jy is klaar fortunate. Die feit dat jy deel van die bruid van Christus kan wees, maak jou voorspoedig. Dit is die enigste ware pad tot voorspoed. Die ware pad tot voorspoed, om deel van die kerk, die bruid van Christus te wees. Jy is alreeds fortunate, né? Jy is alreeds op 'n wenpad. En ek weet, al dink jy en almal om jou en sê, hierdie ou is nie baie fortunate, hy is nie baie voorspoedig nie finansiëel nie sy gesondheid nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Jy is fortunate. En dit sal manifesteer in hierdie lewe, maar dit is tot in ewigheid toe. En ons is ook nie ontsteld nie. Paulus sê vir ouens, moet julle nie ontstel nie. Want nou Paulus het heel moontlik stadig by die trappies afgestap, is drie verdiepings, en speelgoed uit die pad geskop, en afgestap tot daaronder, en ten daai tyd toe sê hy, nou is fortunate gunners, ons gaan hom gunners noem van nou af, hy is nou weg, nee, hy sê, moet julle nie ontstel nie, daar is nog lewe in jou, ek sê nou vir jou, en die lewe wat in jou en my is, prys die Here, die lewe wat in ons is 'n ewige lewe.
Dis die herskeppende lewe van die Gees van God, Romeine 8. Kan nou nie die vers wat daar nie. Dink sê, maar in elk geval, dis die Gees wat lewe skep, se lewe wat in my en jou is. Jy maak nie saak wat gebeur nie, ek sê nou vir jou, daar's lewe in jou. Jy is fortunate. Christus is in jou. Is in jou. Jy het sy hoop. Die hoop op die heerlikheid van God is in jou. Jy het die glorie van God in jou. Jy het die voorsiening van die Here. En ja, elke diens gebruik ons nagmaal, ons breek brood. So jy is gesond. Ons vat sy genesing. Ons vat sy genesing. Ek sien hy ou wat die vroue rugby span se afrig. Hy is nou al 65, hè? Hy is al 65. Hy is nog 'n jong man. Verstaan julle? Ek is seker hy kan ook 'n paar pull-ups doen nog. Ek seker as hy nie kan nie, moet jy uitvind Johanie, dan moet ons hom aanjaag. Julle sien ons is absoluut, ons is gesond, ons is sterk, ons het die seën van die Here oor ons. Ons moet dit vat en ons moet dit in geloof vat. Wat se geloof? Unshakable faith. Onwankelbare geloof van Christus. Van ons Vader vat ons dit. Ons vat dit. En ons word uitermate bemoedig. Uitermate. Psalm 62. Unshakable faith. Ek wil jy moet mooi hoor. Kom, dalk moet ons oë toemaak. Weet jy hoe jy die beste? Ek luister, die beste dat ek natuurlik 'n ding inneem is om te skryf. Al maak ek of ek skryf. Ek op universiteit deurnag geswat partykeer, maar as my eie skuld, dan het ek naderhand net 'n streepie gemaak. Maar my hand moet beweeg vir soveel as moontlik van. Maar op een of wat ook al vir jou werk. Kom ons luister net weer na hierdie paar verse. Vers 5, Psalm 62. I'm standing in absolute stillness, silent before the one I love, waiting as long as it takes for him to rescue me. Maar ek wil vir julle sê, hierdie gedeelte van Psalm 62 het vir die ware jy in jou gees al klaar 'n werklikheid geword. You rescued. Jy's gered, jy is genees, deur die wonde van Jesus is jy genees, deur die bloed van Jesus is jy regverdig verklaar. Jy's 'n kind van Vader. Want hoekom hier staan dat he will not fail me. Maar al is daar 'n issue in jou lewe nou wat jy uit redding vra, ek verklaar jou, he will not fail you. He will not fail you. For he alone is my safe place. His wrap-around presence always protects me as my champion defender. There is no risk of failure with God. Wil jy moet hoor, daar's geen risiko dat dit sal faal nie. Nee. So why would I let worry paralyze me, even when trouble multiply around me? God's glory is all around me. His wrap-around presence is all I need. For the Lord is my Savior, my hero, and my life-giving strength. Join me, everyone. Trust only in God every moment. Tell him all your troubles and pour out your heart longings to him. Believe me when I tell you, he will help you. Pause in his presence. Pause in his presence. God said to me once and for all the strength and power you need flows from me. And again, I heard it clearly said, all the love you need is found in me. All the love you need is found in me. Al die liefde wat jou geliefdes nodig het. Al die liefde wat iemand by die werk of waar ook al, iemand wat jou massively irriteer. Al die liefde wat daai persoon nodig het, is te vind in die Here. En alhoewel hulle dit dalk gaan ontvang, is wanneer jy daardie onuitputlike liefde wat hy in jou geplaas het, met hulle gaan deel. Met ander woorde, al die liefde wat ons nodig het om hierdie land van ons lief te hê, is vir ons te vind in ons Vader, in Yeshua, in Heilige Gees. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Vader dat ons nie uit onsself eers hoef te probeer om ons land en baie van die mense in die land, al die skelms en so lief te hê nie. Here, dit is met u liefde wat ons kom verklaar. Hierdie land van ons is Beulah.
Ons verklaar dit in geloof. Al wil ons uitroep woord aan die duiwel, nee, ons verklaar in Jesus se naam, ons sny dit af. Ons sê hierdie land behoort aan Yeshua. Hierdie land behoort aan Jesus. Ons verklaar dit. Ons verklaar dit van Messina tot in Khayelitsha. Ons verklaar dit. Hierdie land behoort aan Yeshua. In die naam van Jesus. Ons verklaar elke kerk in hierdie land sal geesvervuld wees. Elke predikant sal u woord lief hê, Here. Vir Yeshua, yes, maar hulle sal die skrif lees. En hulle sal mense vertel sodat hulle die waarheid hoor. Ons verklaar dit. Ons maak die seëning los oor ons land. Ons maak die seëning los oor elke maatskappy, oor Mercedes-Benz, oor elke ander maatskappy. Ons maak die seëning los, Here, oor elke regeringsinstansie. Ten spyte van die ouens wat droog maak, kom verklaar ons, Here. Ons maak die seëning los in Jesus se naam. Dankie, Vader. Dankie, Vader. Ons prys u naam, Here. Dankie, Here. All the strength and the power and the love we need is in you, Lord. Ons eer u daarvoor, Vader. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here, dat ons eenvoudig ons oë en die oë van ons hart op u kan plaas en kan verklaar. Dit is vanuit die goedheid en die liefde in die majesteit van ons God wat ons lewe elke dag. Ons verklaar dit. Ons sal nie teruggehou word deur die dramas en die stories in hierdie land of in die wêreld nie. Ons oë is op u, Here. Yes, 'n gebroke wêreld. Maar Here, u is juis lief vir gebroke mense. Ons loof u daarvoor. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Absolute unshakable faith. Ons loof u daarvoor. Ons sê dankie vir u geloof wat in ons is, Vader. Yes, dis 'n mosterdsaad. Maar dankie dat dit genoeg is. Ons loof u daarvoor. Ons verklaar, Here, twyfel of vertwyfeling is nie meer deel van ons nie. Ons glo in u, in die naam van Jesus. En ons glo, Here, dat dit wat u plan is vir ons land en vir ons mense sal gebeur. Ten spyte van mense. Ons loof u daarvoor. Dankie, Jesus. Eer u naam, prys u naam, verheerlik u naam. In u teenwoordigheid lewe ons. Dankie, Jesus. Prys en eer u. Ja, dankie, Here, dat yes, al val ons soos Eutigus baie hard op die grond. Here, u lewe is in ons. Al voel dit of ons al geval het, u lewe is in ons. Ons verklaar dit. Ons het lewe in ons. En ons sal huis toe gaan bemoedigd. Bemoedigd, maak nie saak wat nie. In die naam van Yeshua. Loof u naam, Vader. Alle eer vir u, Here. Here, the one that we love. Want hoekom kan ons dit sê? Want u is die een wat vir ons lief is. Ons prys u, loof u, Here. Dankie, Jesus. Eer u naam. Dankie, Here. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Ons gaan hier uitstap in die shalom van die Almagtige. In die vrede en in die voorspoed en in die heelheid en die voorsiening, bonatuurlike voorsiening van die Here in Jesus se naam. Amen. Amen. Prys die Here. Dankie. Prys